En ons kuier verder in die woord. Dis lekker om saam met jou tyd te maak, elke oggend vir God se woord. Ek vertrou dit gaan met jou goed. Vanmôre wil ek met jou praat oor aan God verskuldig. Ek lees vir jou uit Matteus 21 vers 9. En die skare wat voorgeloop het en wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Omdat die woord Hosanna red nou beteken, het die skare in wese gesê: werp die Romeinse juk polities omver. Red nou. Help ons ekonomies. Red nou. Lei ons militêr. Red nou. Geen wonder dat, soos die week aangegaan het, en hulle besef het dat niks daarvan sy bedoeling was nie, hulle teen Jesus gedraai het. Ek sien dieselfde ding vandag gebeur. Ek het geluister terwyl 'n jong man paar dae gelede in my kantoor sit en gesê het: sedert ek 'n Christen geword het, het my broer 'n siekte opgedoen. Ek het vir hom gebid, maar niks het gebeur nie. My ouers is negatief teenoor my sedert hulle my gedoop het. My vriende wil nie meer saam met my kuier nie. Ek voel nie dat God my gebruik nie. En so, al weet ek Jesus is werklik, al weet ek daar is 'n hemel, kies ek om nie met hom te wandel nie. Ek het probeer om met hom te redeneer, tyd spandeer, om met hom te praat en vir hom te huil. Ek weet die Here is nog nie klaar met hom nie, maar ek is weer eens daaraan herinner, dat die neiging in die hart van elkeen van ons is, om op te gee, wanneer dinge nie uitwerk nie. Ons raak so vinnig moedeloos en ongelukkig. As jy verwag dat Jesus 'n gelukbringer vir jou sal wees, as jy verwag dat hy jou finansiëel of fisies, sosiaal of beroepsgewys sal help, sal jy teleurgesteld wees wanneer dinge nie verloop soos jy gedink het dit moet, of gehoop het dit sou nie. Ons moet besef dat Jesus Christus gekom het om vir ons sonde te sterf en die prys vir ons ongeregtigheid te betaal. As hy nooit enigiets anders in hierdie lewe doen nie, is dit meer as genoeg om ons loyaliteit, ons liefde, ons toewyding te verdien. Ek is aan hom my lewe verskuldig as gevolg van wat hy op Golgotha gedoen het. Amen.